Hallo Ansel, Hoe gaan gaan dit dit? goed? Goed, dankie. Baie goed. Dis lekker om vir jou weer te sien. Ons het laas gesien by Dorp toe fees wat absoluut awesome was. En vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor jou nuwe liedjie, Tussen die wolke. So ons wil by jou weet Ansel, wat was jou inspirasie agter Tussen die wolke? So, tussen die wolke sou nie eintlik tussen die wolke gewees het nie. Dit sou eintlik eers Skoffel en Skoor gewees het. Ons het ek, Roeklute en William Wolf so 'n liedjie geskryf. En toe ons is okay, kom ons skryf 'n lekker sokkie liedjie. So dit sou eintlik eers Skoffel en Skoor gewees het. En toe dink ons nee, hierdie werkie lekker nie. En toe doen ons nog 'n songwriting session en toe skryf ons Tussen die wolke. So Tussen die wolke gaan basies maar net oor jy wat so verlief is op hierdie een persoon. En ek dink as mens verlief is daar nie regtig iets wat dit kan wegvat van jou af nie. So jy is jy's letterlik in jou eie wêreld, jy vlieg jets, jy hou piknik op Pluto, alles wat jy nie in die werklike lewe kan doen nie. So dit is maar net om regtig verlief te wees op hierdie een persoon. En dan wil ek by jou weet, hoe het die samewerking met Roeklute en William Wolf jou kreatiewe proses beïnvloed? Ek dink dit is altyd lekker om saam met ander kunstenaars ook te skryf. Ek meen hulle albei is ook kunstenaars. So ek dink dit is lekker om saam met ander kunstenaars te skryf want ek dink op 'n punt is dit waar jy liedjies skryf is jou kreatiwiteit dan sê jy soos ag ek kan nie meer nie, ek weet nie wat om nog aan te dink of wat om nog te skryf nie en dan is daar net hierdie een persoon wat vir jou sê okay, maar wat van hierdie? So dan werk dit altyd. Dit is lekker om ander mense se talente saam te sit en iets amazings te maak. En my volgende vraagie het jy al vir my geantwoord, maar ek wil weet Tussen die wolke, wat beteken die titel vir jou persoonlik? So ek is verskriklik verlief. Ek het 'n kerel, so vir my is dit ek kan baie goed connect met die liedjie want ek weet of ek kan verstaan hoe dit voel om verlief te wees want ek is self verlief. So ek dink dat daar's 'n groot koneksie vir my met die liedjie. En kan jy vir ons meer vertel oor die emosie, die emosies wat jy probeer vasvang het in hierdie liedjie? Ek sal sê die emosie agter dit is regtig, dit is 'n love song. As jy die liedjie luister en ou mense sal altyd sê wat al lank getroud is, mense gaan altyd lief bly vir iemand, maar verliefdheid vergaan met tyd. Dink aan die gevoel van hoe dit was met jou en met jou man of met jou vrou of met jou kerel of jou meisie, hoe dit is om verlief te wees. En ek hoop dit bring dit terug. En hoe voel dit om 'n liedjie te skryf wat so 'n unieke klank en energie het? Ja, dis lekker. Ek voel die Afrikaanse musiek is baie van die musiek is in dieselfde lyn. So ek dink dit was bietjie risky dalk om met 'n meer van 'n internasionale of 'n meer moderne klank te gaan, maar ek sê altyd dit is 'n baie anders liedjie, maar ek hou van anders wees, so ek geniet die liedjie baie en dit het my ook uitgedaag om bietjie uit my boksie uit te klim. Ek sê jy moet regtig oop wees. Ek dink die mense van vandag moet regtig oop wees vir nuwe klank en nuwe musiek. So dit is lekker om iets daar uit te sit en dit is so anders en die mense is mal daaroor. En toe ek weer nou by Dorp toe en ek sê vir Anthony, ek sê weet jy wat, dit is nou regtig 'n klein botteltjie groot gif daai. Dankie Tannie. En Ansel, wat hoop jy neem die luisteraars weg van hierdie liedjie? Ek hoop hulle sien 'n ander kant van my in die musiekbedryf. Ek voel elke kunstenaar het hulle plekkie in die musiekbedryf, as ek so kan sê. Daar is 'n plekkie vir almal om hulle uniekheid te wys of hulle talente te wys. So ek hoop die mense sien regtig wie ek is en wat my musiek is. En ek hou van my musiek wat ek uitbring. As jy nie daarvan hou nie, dit is ook okay. Ja. Maar ek dink die mense moet net oop wees vir verandering en oop wees om bietjie uit jou boksie uit te klim. Dis nie daai boere Afrikaanse musiek nie, maar maak dit oop vir dit en luister dit net. En was daar enige spesifieke uitdaging tydens die opnames van hierdie liedjie? Ja, ek dink definitief in my kop. Ek dink ek het gesukkel om die idee daarvan te kry van dat dit juist so anders is. Was ek bang oor hoe die mense se persepsie daarvan gaan wees en hoe die mense die liedjie gaan vat en wat hulle daarvan gaan dink. So ek dink ek stres nog steeds daaroor.
Maar ek dink dit was my grootste uitdaging, is maar net, ek was eintlik maar my eie vyand. Maar jy moenie wees nie, want weet jy wat, jou liedjies is regtig awesome. Dit het soveel energie. En soos ek sê, ja, dit steek die hele tyd by my kop vas, daai klein botteltjie groot gif. Dankie Tannie, ek waardeer baie. En wat het vir jou geïnspireer om 'n loopbaan in musiek te volg? Ek dink nie daar was iets wat my inspireer nie, of geïnspireer het nie. Ek dink ek is regtig een van daai mense wat kan sê, is gebore om te sing. Dit is al van kleins af in my hart gewees, en dit is nog steeds al die pad in my hart. Ek sing al vanaf ek 9 jaar oud is, het ek begin sangafrigting kry. So ek dink dit was half wie ek was van die begin af, en dit is nog steeds wie ek is. En wie was jou grootste invloede in die musiekbedryf en hoekom? Internasionaal sal ek sê Celine Dion en Whitney Houston. Ek is iemand wat mal is daaroor om my stem te wys en vir die mense eintlik te sê, kyk hoe kan ek sing. Ja. So ek is mal oor daai power vocal, en dan Ella Tannie Landi, en dan nasionaal sal ek sê definitief Caroline van Jaarsveld. Ek hou maar net van haar musiek, en dan Dani Reenwolf van Spoegwolf. Ek is mal oor gedigte. So ek hou daarvan om, as ek musiek kry, ek hou daarvan om te ontleed en regtig te kan verstaan hoekom het hierdie persoon hierdie liedjie geskryf. En weet jy, ek sê dit altyd en mense as ek sê, ag Jessie Shamaine, jy sê altyd dit, maar ek staan vas en ek glo vas daarin. Weet jy, as 'n mens gelukkig is, dan geniet jy die musiek. Maar die dag as jy 'n bietjie down is, dan verstaan jy die lirieke. Ja, dis definitief so. En dis lekker om musiek, ek voel, musiek bring mens deur elke gevoel wat jy deurgaan, of elke oomblik in jou lewe. As jy hartseer is, of as jy deur 'n break-up gaan, luister jy die liedjie vir 'n spesifieke rede. As jy goed voel, luister jy goed voel musiek. So ek voel, musiek is iets wat regtig mens, dit loop saam met jou deur die lewe. En dit is tog 'n universele taal, almal verstaan dit, al kan hulle nie die taal verstaan nie, maar die musiek verstaan hulle. Definitief, ja. Wat was jou grootste uitdagings wat jy in jou loopbaan teëgekom het, en hoe het jy dit oorkom? Ek sal sê definitief, toe ek begin, ek sing al van 9 jaar oud af, so ek is al, ek dink 12 jaar of meer, as nie meer is nie, is ek al in waar ek regtig oefen verdiepend in my lewe waar ek wil wees, om geteken te wees en om my eie musiek daar vir die mense te kan uitsê of uitleef. So vir my was dit regtig om hoe kan ek dit sê, ek sal nie sê ek is 'n kunstenaar wat dadelik ontplof het met my eerste liedjie en wat hierdie groot aannaam gemaak het nie. So vir my was dit daai van, hoorie, maar ek het nou 12 jaar so hard gewerk, hoekom werk dit nie nou uit soos wat ek het wil hê nie, maar ek sê altyd die Here het 'n plan, en ek moes regtig hard gebid het en regtig my geloof sterk gehou het om net myself positief te hou, om te weet, alles gaan oukei wees, die Here het 'n plan met jou goed gaan uitwerk soos wat dit moet. En jy het 'n sterk span nou agter jou. Ja, baie. En ons het hulle ook, kan jy sien? Ek het die kussings gesien, Tannie. Dis so oulik. Maar ek sien dit vir niemand nie. Ek het net enetjie al gesteel. Is dit? Ek het my nie gesteel nie, ek het dit gekry. Ek was so verras toe hulle die pakkie vir my gestuur het. En ek het oopmaak en ek sien dit. Dit was regtig awesome. En hoe voel dit vir jou om jou musiek met die wêreld te deel? Weet, as jy miskien in 'n plek inloop of jy ry in die kar en jy hoor jou musiek kom oor die radio of jou musiek speel, hoe voel jy daaroor? Ja, dis anders, maar dit is my so lekker. Ek sê altyd soos, ek wil regtig, dis al wat ek wil doen. Ek wil net op 'n verhoog staan en sing. As ek op 'n verhoog kan staan en voor mense sing, is ek die gelukkigste meisie wat daar is. Ek worry nie oor die geld wat met dit kom, of die mense sal sê die fame wat met dit kom nie. Ek wil regtig net op die verhoog sing, so dit is my lekker om te hoor dat ek my talent wat die Here vir my gegee het, kan wys vir die mense, en dit kan deel met die mense ook. Dorptoefees het ons opgevlieg soontoe en dit was vir my awesome. Daai 2 dae was awesome, en ek dink die energie daar was net elektriek geweest.
Ja, kyk, ek dink dorptefees gaan 'n groot ding wees oor 'n Ja. jaar of 2 gaan dit baie groot wees. Ek So die dink mense- gouer as dit. Ja, yes, dit was net die begin, dit was die eerste show, die mense moet nog kyk. Tweede show gaan dit great wees. Ja. En wat is jou trotsste prestasie tot dusver in jou musiekloopbaan? My trotse prestasie tot ver, ek sal sê definitief net om hier te wees. My prestasie is ek wat sing en hoe ek groei. Ek meen ek het geoefen om te wees waar ek is en nou is ek waar ek wil wees. En ek dink my drome word net groter en groter. So dis vir my prestasie om my eerste enkelsnit te gehad het of vry te kon stel vir die heel eerste keer klein moet op die groot gif. Lawaai water en slag. Ek dink al my musiek is net vir my 'n groot prestasie. En as jy vir 'n jong kunstenaars kon raad gee, watse raad sal jy vir hulle gee? Want kyk, wees maar eerlik, dit is nie maklik daar in die bedryf nie. So watse raad sal jy vir hulle gee? As ek raad kon gee, sou ek sê definitief wees net jouself. Want ek dink mense sien dit raak, al is dit partykeer moeilik om jouself te wees of om vir die mense te wys wie jy is, maar mense sien jou raak vir wie jy is. En ek dink moenie probeer om in te pas nie. Moenie probeer om soos anders te wees nie, want wat jou juis gaan maak uitstaan is om net jouself te wees en jou eie musiek en jou passie wat jy regtig voel in jou hart is bedoel vir jou uit te set. En ja, moenie met ander mense in kompetisie wees nie, is altyd in kompetisie met jouself. En nou by dorptefees, ja, het jy opgetree en toe het jy ook saam met Jay gesing. Ja, dit was so lekker. Vertel vir ons bietjie daarvan die ondervinding. Ja, so ek het vir Jay ontmoet toe ons was op die Super Shockie boot cruise gewees, saam met Roland en Kurder en hulle. So toe ek en Jay en my Karel hom daar ontmoet op die boot en Filiani my selfe aand opgetree. En ek loop toe na hom toe, want Lyf teen Lyf is die liedjie wat hy toe gesing het en dit is een van my gunsteling liedjies. Ek love dit. En ek loop toe na hom toe, ek maak toe 'n grapie en sê, hoorie Jay, wat sal jy doen as ek sal met jou Lyf teen Lyf kan sing op die verhoog? En hy is toe soos, okay, ja, jy moet net reg wees. Ek soos, okay, ons gaan dit doen. So ja, toe tree ek saam met hom Lyf teen Lyf op. Dit was baie lekker. Okay, ons is nou klaar met die vrae oor jou liedjie. Ek wil net by jou hoor, die liedjie, vertel net gou vir ons, wanneer is daar 'n musiekvideo? Ja, daar is 'n musiekvideo op YouTube, jy kan hom gaan kyk. Okay. Ons gaan nou vir jou net 'n paar pretvragies vra voordat ons afsluit. Okay. As jy 'n piknik op Pluto kan hou, wat sal jy saamneem? Definitief 'n kamera. En ek dink alles daar is nie, maar ek sal definitief tennisrakette saamvat om dit uit te toets. 'n bottel wyn in my, nie omdat ek wyn wil hê nie, maar my liedjie sê dit ons drink wyn, so ek moet wyn saamvat en dan maar net my Karel. Okay. En wat is jou gunsteling manier om verliefdheid te vier? 'n date night. Of nee, actually, ek en my Karel is mal oor 'n movie night. So ons hou daarvan om McDonald's te gaan kry of Burger King te gaan kry en dan ja, 'n movie night te hê. En dit is nogal belangrik, jy weet, in vandag se verhoudings en ewen huwelike ook. Is dit belangrik dat jy party aande spesiaal maak en 'n date night al vra jy hom uit en jy stuur vir hom miskien 'n boodskap, ontmoet my op daai en daai plek 'n sekere tyd. Dit maak dit interessant en dit hou die vuur aan die brand. Ja, ek meen as ek kyk soos na my ma, my pa werk oor see en my ma is obviously, maar hulle is nie geskei nie, hulle is nog saam. En as my pa altyd terugkom, soos my pa bel my ma elke liewe aand, al is hy in Amerika, hy bel al elke liewe aand, elke liewe oggend. Dink as die klein goedjies wat saak maak wat mekaar mens by mekaar hou. Ja, dit hoe soos 'n mens ouer raak, is dit klein goedjies, jy waardeer byvoorbeeld as 'n mens net langs die pad stop en hulle pluk sommer 'n ou blommetjie langs die pad, jy waardeer dit meer as 'n bos rose. Ja, ek sê altyd, dit is jy hoef nie van my freaking 'n hangertjie te koop of die blomme by Woolies te gaan koop of so. Ja. Maak vir my breakfast of pluk vir my blomme of skryf vir my 'n briefie in my hart is joune.
En wat was jou mees onvergeetlikste oomblik wat jy gehad het terwyl jy aan hierdie liedjie gewerk het? My mees onvergeetlikste oomblik, ek sal sê definitief toe ons die liedjie geskryf het. Dit was net 'n lekker oomblik geweest. Dit was lekker om dit saam met William Wolf en Rootlite te deel. Hulle het dit so lekker en fun gemaak, so dit was net 'n lekker tyd geweest. Ja, Rootlite is 'n awesome persoon. Ja. En as jy 'n liedjie kon skryf oor jou gunsteling kos, wat sou die titel van daai liedjie wees? Ek hou van takeaways. Ek sal sê fast food. Of wat is wegneem etes? Okay. En wat is jou gunsteling ding om te doen wanneer jy nie aan musiek werk nie? Amper sê ek sing. Toe moes ek eers klaar luister, maar naas musiek sal dit definitief wees om tyd saam met my familie te spandeer. Ek hou daarvan ek is 'n baie maklike persoon. Ek hou daarvan om by my hond te wees, by my familie te wees, by my kerel te wees en sy familie ook. En ek sal definitief sê ek hou nogal daarvan om te bak en te brou. En as jy nou by jou kerel se familie is, sing jy vir hulle? Ja, hulle was saam met my. Toe ons nou op die bootcruise was, by die sokkie cruise, het hulle saamgekom. So hulle is baie ondersteunend op my. So. Maar as jy nou by hulle huis is, vra hulle ooit vir jou jy moet vir hulle daar sing of nie? Nee, maar ek sal ook nie. Dit is vir my verskriklik vreemd as iemand vir my sê, my ma doen dit altyd, maar sy het goeie intensies. As mense oorkom en sy sê, hoor jy sing gou hierdie liedjie vir die mense vir wat jy nou die dag vir my gesing, en dan sê ek soos, mamma, nee, dit is weird. So ek sal nie net sommer vir mense gaan sing nie, maar ek wil nie dit is alwaar dit moet gaan nie. Ek wil nie ek moet net sing wees nie. Maar ek moet vir jou sê, omdat ek jou nou al persoonlik ontmoet het en met jou gepraat het, het jy nie nodig om te sing om aanvaar te word nie, want jy het 'n awesome persoonlikheid. Ag, dankie Tannie, ek waardeer so baie. En dan die laaste vraagie wat ek vir jou gaan vra. Sê hulle het 'n billboard, 'n groot billboard landwyd of wêreldwyd op. En hulle sê Ansel, jy moet 'n boodskap op daai billboard sit vir die wêreld om te hoor. Wat sou jou boodskap wees? So ek het 'n motto al vir baie lank. Ek dink van my pa het vir my die motto geleer en dit is wear your invisible crown. So maak nie saak wie jou probeer afbring of jou probeer skop of jou drome van jou weg te vat nie. Dra jou kroon wat die Here vir jou gegee het, want jy is 'n prinses of 'n prins. Dit is 'n baie mooi boodskap wat jy nou daar gegee het, want ja, die lewe daar buite, daar's baie jaloerse mense. Daar's baie fake mense. Ja, lig net jou kop op. Waar kan die mense vir jou musiek gaan kry, jou musiek gaan luister? Waar kan hulle vir jou kontak, vir jou bespreek vir konserte of feeste of whatever hulle wil hê? Okay, so jy kan my op enige sosiale media platform gaan kry, net op Ansel, so Instagram, TikTok, al my musiek is daar en my music videos op YouTube. En jy kan my boek as jy by my Instagram ingaan of by my social media platforms. In my bio gaan daar staan waar jy my kan boek en by wie jy kan message en my kan boek. Ansel, dit was baie lekker geweest om met jou te gesels. Baie dankie dat jy tyd afgestaan het om met Sing in Afrikaans te kom praat en ek weet ek gaan gou weer met jou praat. Ag, dankie Tannie, ek waardeer en dankie dat Tannie my gehad het en met my wou gesels het. Ek waardeer dit verskriklik baie. En jy moet 'n wonderlike geseënde aand hê en 'n mooi week vorentoe. Ag, dankie Tannie selfs. Baie van my kant af.